Goeienaand, ek hoop dit gaan goed met jou en dat jy 'n lekker dag gehad het. Ek deel graag met jou storie vanaand en dit is my so amazing soos dat die vrou vir my haar getuienis met my deel. Sy sê dis nou nie eintlik iets groots nie, maar ek besef die hele partykeer is die klein goedjies so groot. Sy vertel sy het by familie gekuier en sy het by trappe afgestap en sy is al bietjie ouer, nie meer in haar 20's nie, maar ook daarom nou nie heeltemal oud nie. En sy sê soos 'n afstap op 'n manier draai sy. En die trappe is van rivierklip en sy val daar, maak 'n duik, soos wat sy gly op daardie klip en sy val net daar by die trappe af. En sy sê, sy beland op haar agtersteewe en sy het nie so seer gekry nie. Aan die een kant is daar 'n vensterbank waar sy haar kop kon gestamp het, en aan die ander kant is daar blompotte waar sy seer kon gekry het. Maar sy sê amazingly, beskerm die Here vir haar, laat sy nie te seer kry nie. Nou, ek het al gehoor van mense wat val, wat net gly op 'n plekkie by 'n skool of by 'n werkplek en dan regtig seer kry. En om van trappe af te val en op te staan is definitief 'n getuienis dat die Here vir jou uitkyk. Ek wil jou vanaand sommer net hiermee bemoedig om te sê, moenie net altyd die groot goed soek nie. Kyk 'n bietjie uit vir die klein goedjies ook. Die klein goedjies van opstaan in die oggend en te kan voel dis koud. Die klein goedjies van jou oë oop te maak en te kan sien en te kan ruik en te kan proe. Die klein goedjies wat ons dink klein goed is eintlik groot goed. En mag ons ook God onthou in die klein goedjies wat in ons lewe gebeur. En mag ons dit vir mense sê, mag ons getuig van hoe groot God is in klein goedjies ook. Want op die ou end van die dag kon daai 'n groot ding gewees het. Sy kon baie seer gekry het. Sy kon in die hospitaal opgeëindig het. Soms is die klein goedjies groot goed. Ek hoop jy het 'n lekker aand.